Goeiedag. Ek wil graag Suidlanders se Nasionale Departement Landbou en Voedselsekerheid aan u voorstel. Wat doen ons en wat is ons doelwit? Ons departement is daar om te verseker dat voedselproduksie so normaal as moontlik kan voortgaan in 'n tyd van anargie binne ons veilige gebiede. Hoe doen ons dit? Ons identifiseer en analiseer die voedselproduksievermoë van ons veilige gebiede. Met ander woorde, ons kyk na waarmee daar in elke gebied geboer word en wat ons nog ekstra kan doen om voedselsekerheid te verseker. Ons het ook sleutelgebiede geïdentifiseer waar ons, in samewerking met boere, voedsel kan produseer om te verseker dat daar genoeg voedsel beskikbaar is om almal se behoeftes te dek. Maar seker een van die belangrikste rolle van die departement is om ons mense op te rig en op te lei, sodat hulle self onderhoudend kan wees in hul eie en hul geliefdes se behoeftes. Ja, jy kan reeds nou begin deur belangrike vaardighede aan te leer. Glo my, daar is heelwat om te leer en onder die knie te kry. Ek dink baie mense sal verbaas wees oor hoeveel kennis en praktiese vaardighede nodig is, maar ek sal 'n bietjie later verder hieroor uitbrei. Die groot vraag wat mense altyd vra is: as daar nou oorlog kom en die land tot stilstand kom, hoe gaan ons eet? Dit is 'n vraag wat gereeld opkom. Landbou fokus op die groter prentjie. Indien die wêreld môre in chaos gedompel word, moet ons die planne wat reeds op papier is, in aksie omsit. Ons eerste stap sal wees om voedselproduksie so vinnig as moontlik te stabiliseer in ons veilige areas. Ons kyk ook na alternatiewe verbouingsmetodes vir kontantgewasse, groente en vrugte. Verder speel berging en verwerking van varsprodukte 'n kardinale rol. Ons moet onthou dat sekere gewasse en vrugte net gedurende sekere tye van die jaar geproduseer kan word. Daarom maak ons voorsiening om voedselbronne te kan preserveer en te berg vir so lank as moontlik. Dan kom ons by die braaigunstelinge. Vleis. Glo my, ek dink die meeste manne sal na die eerste week al moeg gebraai wees. Maar veeteelt en dieregesondheid speel 'n baie belangrike rol. Hier kyk ons nie net na vleis nie. Ons kyk ook na suiwel, wol en eiers. Die belangrikste is om te verseker dat daar derentyd gesonde kuddes en troppe is om volhoubaar in die behoeftes van mense te kan voorsien. Ons wil nie net met dieselfde 10 hoenders sit totdat hulle vrek nie. Nee, ons wil hulle ook vermeerder sodat produksie kan aanhou en behoeftes voortdurend voorsien kan word. Nog 'n uiters belangrike aspek vir almal se oorlewing is geskikte waterbronne. Ek dink almal sal saamstem. Water is die bron van lewe. Dit is 'n natuurlike hulpbron wat ons almal se verantwoordelikheid is om reg te bestuur. Nou ja, water is seker die belangrikste faktor, maar net so belangrik is die grond en die natuurlike plantegroei wat saamwerk om lewe moontlik te maak. Alles werk in sinergie saam. So, in 'n neutedop, kyk ons na al hierdie aspekte om te verseker dat ons volhoubaar voedsel kan produseer. Hier is die subdepartemente van landbou en voedselsekerheid. Bestaansboerdery vir beginners. Verwerking en berging van varsprodukte, insluitend groente, vrugte, graan en suiwel. Groenteverbouing, kontantgewasse en graanverbouing. Vrugte en wingerde. Kunsmis, plaag- en onkruidbeheer. Gifstowwe en toerusting. Lewende hawe, oftewel veeboerdery, wat ook pluimvee en wild insluit. Abattoirs en vleisverwerking. Veeartsenedienste. Tegniese landboudienste en meganika. Hulpbronbestuur. Water- en kragvoorsiening. Die Departement Landbou en Voedselsekerheid funksioneer nie op sy eie binne die groter Suidlanderplan nie. Ons werk nou saam met ander departemente soos logistiek en tegniese dienste. Wat hierdie departement vir my besonders maak, is die feit dat jy, wat vandag hier luister, reeds nou kan begin leer om in jou eie tuin of erf voedsel te produseer. Behalwe dat dit vir jou 'n nuwe ervaring kan wees, gaan dit beslis waarde tot jou lewe toevoeg. Ek het vroeër genoem dat daar baie is om te leer, veral wanneer dit by praktiese vaardighede kom.
Hier is jou kans om te begin. Indien jy kundigheid of ervaring in die landbousektor het, wil ek jou aanmoedig om met jou plaaslike leier kontak te maak en betrokke te raak. In die gesprekke wat later gaan volg, sal ons meer spesifieke punte bespreek oor hoe jy jouself kan voorberei en inrig om deel te word van 'n voedselsekerheidsspan wat werklik 'n verskil kan maak. Dit is vir my 'n groot voorreg om Suidlanders se Nasionale Departement Landbou en Voedselsekerheid vandag aan u te kon voorstel. Ons doen ons deel deur te plant, te bou en voor te berei. Maar ons weet ook dat die Vader die ware voorsiener is. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 3 vers 7: Hy wat plant en hy wat nat maak is niks nie, maar God wat laat groei. Mag ons werk met wysheid, geloof en volharding en vertrou dat die Vader self die oes sal seën.